Dankie prof. There are times I find it hard to sleep at night. We are living through such troubled times. And every child that reaches out, someone to hold, for one moment they become my own. And how can I pretend that I don't know what's going on when every second of every minute another soul is gone? And I believe that in my life I will see an end to hopelessness, of giving up, of suffering. Programleier, geagte rektor professor Nelis Niemand, geagte aangewese nuwe rektor professor Rita Bloem, wat nog moet kom uit die Noordweste uit, personeel en ouers, studenteraad, leierskap en ander lede van die college gemeenskap teenwoordig hier vanoggend. Ek groet julle graag in die taal wat ek met my moedersmelk ingekry het. Goeiemôre almal. And also in the language that I was taught at school. Good morning everyone. En dan groet ek u ook in 3 ander amptelike tale van ons land. Molweni. Wat gaan nou hier aan, want ek is mos nou nog niet met hierdie ding prof, met hierdie ding wat die president vir ons nou allemaal geleer het om te doen. Miskien moet ek kom ook so tune soos hy jou maak. Kan nie nou nie, sit hom plat. Daai 3 tale is Molweni, Dumalang, Sanbonani, and then lastly, but in a certain sense, most importantly, I'd like to greet you in the language of my indigenous forebears, the Khoi and the San people, Gaites. Ons los maar vanoggend, omdat ons in die kerk is, vir Awema as 'n kinders. Dit is vir my opreg, en ek weet sprekers sê dit altyd, maar dit is vir my 'n voorreg om julle vanoggend te kan toespreek, maar ek wil u onmiddellik geruststel dat ek gaan probeer om nie te lank te praat nie. Ek is nie hier om my lyf dosent te hou en 'n lesing af te steek nie. Ek is ook nie, broer Leon, 'n man wat die woord van die Here bedien nie, so ek gaan ook nie probeer preek nie. Wat ek wel graag wil doen is om binne 18 minute, ek weet nie wie gaan tyd hou nie, maar nie langer as 25 minute nie, 3 oorhoofse gedagtes met julle te deel, wat ek hoop julle agterna, onder mekaar, by die huis, in die klas, waar wat julle sit en eet en koeldrink drink en windchips eet en heiderig, dat julle daaroor met mekaar sal praat. So indien jy wonder, wat is die 18 minute storie dan nou? Die mense wat hierdie TED Talks doen op YouTube, wel, dit word op YouTube geplaas, maar dit word natuurlik in persoon aangebied. Hulle sê, die neurowetenskap bepaal dat 18 minute lang genoeg is vir 'n ou om 'n idee, of 'n vrou, of 'n dit, of 'n hulle, of 'n ons, om 'n idee aan 'n gehoor voor te hou, en dat dit ook kort genoeg is dat die gehoor daai idee kan inneem, verteer, verwerk, bedink, en al die ander belangrike aspekte daarin kan verstaan. So kom ons toets gou daai teorie vanoggend. Die eerste gedagte wat ek met julle wil deel, het te maak met die geopolitiek, en prof het eintlik daarna verwys, toe jy gesê, daar's baie dinge nou aan die gang. Wat het beteken vanoggend hier op 'n baie kort manier gestel, is die moeilikheid, die ding wat op die oomblik daar tussen Amerika en Suid-Afrika aan die gang is. Selfs al gee jy nooit aandag aan die politiek nie, want ons is mos as jong mense geneig om te sê, daai is my maale, my paale, of hulle worry dalk ook nie eens meer nie. Maar jy moet maar, want die politiek hou jou wherever jy sit, of het nou daar agter is in die laaste ry, en of het nou hier reg voor my is met die mooiste smile, die politiek het met jou te doen, al wil jy met die politiek niks te doen hê nie. Wikipedia in Afrikaans sê dat geopolitiek kom van Grieks, aarde, land en die politiek is alles daarin gemeng, en dit sou dan nou beteken 'n studie van die uitwerking van die aarde se geografie, menslik en fisiek,
op politiek en internasionale betrekkinge. Hoor nou vir iemand wat vir hom slim wil hou, maar dat is gegoogel. In Nederlands, wat vir my eintlik 'n beter of meer akkurate definisie voorhou, maar jy hoef ek nou nie te veel te worry oor my uitspraak nou nie, nee? Luister maar net na die woorde, of soos wat my ex-girlfriend altyd gesê het, luister na my hart. In Holland sê hulle dat geopolitiek word omskryf as een ingewikkeld skaakspel op wêreldniveau, waarby lande probeer die beste posisies te verkrygen en 'n invloed uit te breiden. Hier is baie Hollandse buite het ek gesien ook en hier rond ook so, julle kan daar gaan oefen, maar kom ek sê dit dan in Afrikaans, dis 'n ingewikkelde skaakspel, waar die lande probeer om die beste posisie te probeer verkry en sodoende hul invloed uit te brei. Wat het dit met ons te doen? Ons kom maatskapswat hier, ons wil die kindertjies in die gemeenskappe help. Wel, soos ek gesê het, al die goed het te doen, ook met dit wat jy in die gemeenskap wil probeer regkry. En ek sal nou daarby uitkom ook nog. Ons bevind onsself op die oomblik dan nou midde in hierdie politieke warboel of ingewikkelde skaakspel met Amerika wat Suid-Afrika van bepaalde menseregte vergrype beskuldig. Gekoppel daaraan, en dis eintlik die belangriker deel vir julle, is die strafbevel teen Suid-Afrika wat deur president Donald Trump uitgereik is oor wat hulle dan nou noem die aggressiewe standpunte wat Suid-Afrika teen Amerika sou inneem wat betref sy internasionale beleid en standpunte of optrede. Uit die kantoor van ons eie president Matamela Cyril Ramaphosa en ander oorde word Trump daarvan beskuldig dat hy op ongegronde hoorsê optree. Of soos ons sal sê, aan Kelly wat ek vandaan kom, sy gaan agter gehoor aan. Maar ons regering volhard met sy standpunt dat hy autoniem is en dus geregtig op sy eie buitelandse beleid of om sy eie buitelandse beleid te bepaal. Ons sal nie geboelie word nie, sê die president. Hashtag moet hy agterna gesê het. En soos ons deur die Afrika spreekwoord geleer word, wag. En soos ons deur die Afrika spreekwoord gelei of geleer word, daai een wat sê, wanneer die olifante beklei, is dit die gras wat daaronder lê. In die geval is die olifante Amerika en Suid-Afrika se regerings, en die gras is die mense wat in bruin en swart gemeenskappe veral afhanklik is van USA se befondsing vir programme wat te doen het met HIV en TB. Dit is in daai gemeenskappe waar die programme nou gestop word, omdat die Amerikaanse regering nog eers 'n ondersoek wil doen oor of die goed wat hulle gehoor het wat hier aangaan waar is, en as dit waar is, gaan hulle vir Suid-Afrika straf, want hulle voel hulle gee in elk geval te veel van Amerika se belastingbetalers geld, dollars vir julle en vir my en vir ons in Afrika en ander lande waar dit so nodig het. Dis hoekom dit met jou te doen het. Dis hoekom jy moet luister as president Trump praat en president Ramaphosa praat en waaroor gaan dit nou weer? Jy moet maar nout van. Want dit gaan ook vir jou raak wanneer jy in die gemeenskappe ingaan waar daai siektes mos nog oor gevluister word, né? Hy mos TB sê hulle. Of ons maak allerhande name aan die Aida vir vigs byvoorbeeld. Want sy praat nie, né? En daarom wat mans ook byvoorbeeld as dit kom by kanker, die man, nee, ek is ook uit, ek gaan nie, ek voel vandag weer bitter. Ja, jy sit nog hier, maar ek voel bitter. Ga dokter toe, nee. En julle sit hier, want julle het 'n rol uiteindelik om te help, wat het nou hier gebeur? Om te help dat daai persepsies, daai stereotype, daai wanopvattings verander. Maar ek is nie vanoggend hier om 'n standpunt te stel oor die saakie. Ek is net hier om julle te prikkel. En hier help 2 Timoteus 2 vers 14 tot 17 my. Jy kan maar sê van jou ex-girlfriend praat wat vir jou gehelp het met 'n paar Bybelverse, as jou huidige girlfriend ook die Here dien en ook 'n vers deurgestuur het. Julle? Maar hier kom hy nou en ek weet nie wat een van die twee die gestuur het. Hou aan, sê die woord in 2 Timoteus 2 vers 2, of liewer hoofstuk 2 vers 14
tot 17. Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie en is net skadelik vir die hoorders. Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra, 'n arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig, maar die onheilige en sinlose praatjies moet jy vermy, want die wat dit versprei, sal nog verder in goddeloosheid verval, en hulle woorde sal voortvreet soos kanker. As hier iemand vandag is wat gewoonlik Pinksterdienste bywoon, dan sal julle weet, die een wat preek sal sê, I don't know who should hear this morning. Ek weet nie wie dit vanoggend moet hoor nie. Okay, lyk my julle gaan nie Pinksterkerk toe nie, want dan sal julle daai geken het. Okay, kom ons draai die ene. Sê vir die een langs aan jou, hou op om te stry oor woorde. Sê vir die een langs aan jou, wie die woord van die waarheid nie suiwer verkondig nie, hulle woorde sal voortvreet soos kanker. Hier is die tweede gedagte. Martin Luther King Jr., Dr. Martin Luther King Jr., hy is vir my een van my groot helde. Hy is 'n burgerregte leier gewees in Amerika en hy het op 3 April 1968 in Memphis, Tennessee aan die gehoor daai aand gesê, "We've got some difficult days ahead." En agterna het hulle gesê dit was 'n voorbode van die dag daarna is hy in 'n sluipmoordaanval doodgeskiet. En die dag is daar van ons wat, as jy kyk na daai geopolitiek, of as jy kyk na wat in die gemeenskappe aan die gang is, dis tienerswangerskappe, dis dronkenskap, en laat die vinger ook na my wys vanmôre, dat ek nie hier staan asof ek sodanig niks van hy goed ken nie. Ek ken. Want niemand is sonder sonde nie. Soos wat dit in die gemeenskap begin, kinders wat nie skool gaan nie, ouers wat nie worry nie, en die eerste week van die maand staan die ouetjie saam met die meisie in die Sassa lyn, want dit word sy kind op vir die kindertoelaag. Ons kan sê moeilike dae lê vir ons voor, maar Dr. King se woorde leef ook voort en bly vir ons relevant en rigtinggewend, soos in die toespraak wat hy 6 maande voor sy dood gelewer het. As jy nog een keer gaat spring, dan gaan ek vir jou los hoog. Dan gaan vir jou los hier, en dan gaan ek een kant toe staan. Mens moet praat met die tegnologie, want die tegnologie luister nie altyd. Die tema van daai toespraak, dames en here, is what is your life's blueprint? Gaan kyk dit asseblief op YouTube. What is your life's blueprint? En ek haal dit sommer uit Engels uit aan, prof, want ek het gesê, ek moet so 'n derde Engels, 2/3 Afrikaans, en ek kom hier met 100% Afrikaans, toe sê ek vir die broer, maar ek gaan maar net so die quotes gaat ek in Engels gebruik, dan het ek aan Engels ook ingegooi. Hier is die aanhaling. Dr. King sê aan sy gehoor wat skoolkinders was, I want to ask you a question, and that is, what is your life's blueprint? En as hulle nog nie geweet het, dan sê hy vir hulle, whenever a building is constructed, you usually have an architect who draws a blueprint. Ons ken dit as 'n bouplan. And that blueprint serves as the pattern, as the guide, as the model for those who are to build the building, and the building is not well erected without a good, solid blueprint of bouplan. Now, each of you is in the process of building the structure of your lives, sê hy vir die skoolkinders, en sê ek vanoggend vir julle as studente. And the question is whether you have a proper, a solid, and a sound blueprint. I want to suggest, said Dr. King, some of the things that should begin your life's blueprint, jou bouplan vir jou lewe. Number 1 in your life's blueprint should be a deep belief in your own dignity, your worth, and your own somebodyness. Don't allow anybody to make you feel that you are nobody.
Ek het die buite gespot, toe sê ek vir my kollega, professor, niemand is iemand. Toe lag hy nie, maar ek het gelag. Always feel that you count, always feel that you have worth, and always feel that your life has ultimate significance. Nou in die werk wat ek doen by hierdie gemeenskapsorganisasie, Prof, Kaapse Forum, begin vir my altyd deur van gemeenskappe te sê, daar waar ons gaan in die armste gebiede, om vir mense te sê, begin jy deur meer van jouself te dink. Hoe doen jy dit? Staan regop man, staan regop, sit regop. Ons bly so, en ons bly hang op die een heup en dan op die ander heup. Dan is jy moeg van die heup, dan klaar jy oor jou male wat jy vir iets gegee om te eet of wat ook al. Om meer van jouself te dink. Daai somebodyness waarvan Dr. King praat. Don't allow anybody say to make you feel that you're nobody. En party van ons is so voorbarig, nee, as hulle, party van ons, as hulle kon sê, nee, ek hoor nou die dag sê dinge, sy hou vir jou so kwyt, dus ek nee, jy moet sê as jy van hou nie ek is, want jylle wil maar net afbreek, aftrek, vir wat, stileer jy so hard, hy punt gaat toch die tel, nee man, vir wat het jy nou extra leerswerk gaan doen, dit moet sê, vir wat het jy sommer een tweede case study gaan doen, doen het, as mense wat sy met my gewerk het, toe ek begin werk het in die journalistiek, Prof, baie lang gelede, voordat daar nog tablets was, dan lei die telefoon in die kantoor, een telefoon het gelei, en staan net so op een drakkie ding, en dan tellen mense om op. Julle kan dit ook gaan Google. Dit is nie die nie, dit is swipey. Nee, Heinrich sê, jy hoef mys die iPhone te antwoord, is mys die jou phone nie. So as een journalist, as jy die iPhone antwoord, is dit dalk die groot story, die scoop wat jy kry, die geleentheid wat die ander journalist het. So ek het die phone opgetel, en toe ek op die gebouw werk na skool, en ons maak dagen, en dan spreek so met die dagen hier met arms ook, want ek wil wys ek het gewerk, en nou sit ek met ekseem op my hande, prys die Here, ek weet hoe om dit onder beheer te hou, behalwe dat die moeilikheid nou na my 4-jarige dochter toe ook afgesmeer het, maar dit sal ook verby gaan. So hier is nou 'n stukkie Engels, in sy toespraak, ek sal nou kom by die Engels, maar in sy toespraak maak Dr. King die voorbeeld dat as jy dan uiteindelik 'n straatveer sal word, as dit die beroep is wat jy kies, of as dit al werk is wat jy uiteindelik kry, raak die beste straatveer, wat daar ooit al was voor jou geboorte, nou terwyl jy die werk doen, en nadat jy klaar die werk gedoen het, of uitgetree het. Soos as ek het reg het, die Olympiese ster, Rogail Joseph van Woester, wie is van Woester? Wie sy ma by die Mr. Pallet het weer? Reg? Nie geweet nie. Maar daar is 'n meisie, 'n jong atleet wat Paris toe is, en haar ma werk by die Mr. Pallet tyd, 4 strate sê hulle. Wat beteken daai? Het gaat mos nie oor wat jou maale doen, en wat jou pa drink, en wat jou ma rook, en wat jou antiele skinnig. As jy 'n verskil wil maak in jou lewe en in ander mense se lewe, dan moet jy fokus op die verskil wat jy wil maak. Wees daai verskilmaker. Admittedly, sê Wyngaard nou hier in sy bietjie Engels, this kind of advice always sounds easier than done. And Dr. King was well aware of the challenges. Hy het nou so well aware uitgekom. Ek sukkel gewoonlik met die S-klank in Engels. Ons kom seker nog daar, maar nou is dit sommer met die W ook al. Well aware, was well aware of the challenges one has to face when he encouraged the kids at that school in Philadelphia almost 60 years ago not to drop out of school. Die kinders gaan uit die skool uit in graad 7. Graad 7 vir ons wat ouer is staan dit 5. Wat gaan jy maak met graad 7? Wat gaan jy maak met graad 9? Wat kan jy maak met matriek? En die statistieke sê, die kinders wat uit die gemeenskappe uitkom, waar die meeste van julle vanoggend vandaan kom, en waar ek vandaan kom, gaan swattie. So ek wil vir julle baie, nie die geluk sê nie, geluk is so geluk. Ek wil vir julle sê, dankie man. Dankie, because elkeen van julle het die geleentheid om die verskil in die familie te wees. Hulle sê, 5% van al die talle kinders wat uit die skool uit gaan,
gaan swat. Hulle sê 1,4% van al die Afrikaans sprekende breinkinders wat matriek deurgekom het, met daai matriekpunte wat deesdae die vereiste is, waaroor ek mos nou nie vanoggend hier moet praat nie, wat daarom deurgekom het, en baie breek oor dat hulle met 'n baccalaureate geslaag het, asof jy klaar die graad het. En van daai kinders wat so in Afrikaans breek, gaan net 1,4% gaan swat. 1,4% van duisende kinders wat skool klaar gemaak het, wat daarom by matriek uitgekom het. Hier sit julle, jy losie, vra vir julle dosent daar, Chanel Brand, wat is meneer Klop se nommer, want hy het gesê, as ons iets nodig het, moet ons bel, dat hy kyk wat hulle kan doen by Kaapse Forum. Sy los nie, want my maale kan nou nie meer nie, en Prof het nou dit gesê, of my dosente daai gevra, ons moet alweer volgende week dit neem, en ons gaan nou uitstap hier soontoe, en ons gaan nou besoek, sy los nie, want as hy hier loop, dan loop sy in die Sassalyn in. En ek dink sy is baie meer werd as daai toelaag. Ja, daar is mense, weet julle mos, wat het regtig nodig het. Die ouma het regtige geld nodig. Maar Boeta, wat lê in die lief, kyk jy jou dag, sy het van my kon vertel van, hy het dit nodig he. Ons weet van alles, ek het klaar daarna verwys, die gebrek aan opvoeding, en al die ander sosiale probleme wat ons daarmee te doen het. By Kaapse Forum sê ons wil juist gemeenskappe help om op te staan en om iets vir hulle self te kan doen. As jy kwaai is met hare doen en as jou tang en almal kon leen jou tang of jy moet sommer hare doen, dan chance hulle. Dan maak jy mos geld. En op Caledon sien ek hoe 'n jong man dit doen. Hy is kwaai met hare sny. Dan sit sy maatjies wat saam met hom op skool was, heeldag daar, soos 'n audience, vir hom sit in doppel, wat geld maak terwyl hy hare sny. Hy bou aanbeelehuis, hy het vir hom buite 'n barbershop gebou, en hy sê ou natuurlik, wat die goed ook so koop as hulle nou besluit, hulle moet kuier, want die ander sit net. Hulle kyk hoe hy dit doen. Hoekom leer hulle nie by hom nie? Dis hierby wat my derde gedagte vir vanoggend se praatjie aansluiting vind, en ek gaan daarmee afsluit. So, ter voorbereiding vir hierdie geleentheid, soos wat 'n mens moet doen, besoek ek toe nou die Huguenot College se webwerf, en een van die eerste dinge, Prof, wat my aandag getref het, is die stelling dat die koestering of versorging van studente en personeel se geestelike lewe 'n integrale deel van die college kultuur is. Maar verder meer, soos 'n baie goeie vriend van my, Dr. Hendrik Snyders, sou sê, ek weet nie hoekom kan hy net sê nog 'n ding nie, of plastings nie. Hy sê verder meer. Hierdie doelwit of visie dan nou in Engels, Huguenot College dreams of communities of dedicated and well-equipped people participating in the caring for and healing of the ills of this world. To build such communities, innovative social leaders are needed to build and develop the human and social capital of our nation. Ek wens Kaapse Forum kon dit op daai manier verwoord, en dit is eintlik in essensie wat ons probeer doen op ons manier. Dan lei dit verder dat verskeie geakkrediteerde sertifikaat, diploma, graad en kortkurse aangebied word. Die weet julle baie goed. In programme soos byvoorbeeld sosiale innovering en teologie wat gerig is, belangrik vir my, op training social leaders who are willing and prepared to devote their lives and talents to improve society, regardless of social standing, wealth, culture, ethnicity, or privilege. Dan sit julle hier, dan dink julle, dat dit ook dalk nou al met ons te doen nie. Ons is maar nog net studente, of eerstejaars studente, soos, wat sy naam wat nou gepraat het? Lizet? Jo, julle moet gesê doen nervous dat Lizet hier, maar sit in lag, dan denk ek, as jy so sit, hoe gaan dit nie by my agter die dinges nie? Maar toe sy deel is met dit, toe sê ek, nou kan jy ook maar gaan wyn gehad. Is nie so erg nie. Ons land het 'n kritieke tekort aan daai soort leierskap, daai
Die leiers wat bereid is om hulle lewe en talente daaraan te wy om die samelewing te verbeter, afgesien van hul stand in die gemeenskap, welvaart, kultuur, etnisiteit of bevoordiging. Dit hoef nie altyd die een of die ander te wees nie. En hierin lê nog 'n les uit die lewe en die filosofie van Martin Luther King Jr. In 'n skrywing of 'n inskrywing op die webwerf Transforming Center skryf die stigter van die sentrum, Dr. Ruth Haley Barton. Ek het nog net die S gehad my pootjie. Kom man. Dr. Martin Luther King Jr.'s life was characterized by a powerful integration of prayer and contemplation, with a profound commitment to decisive and loving action in the world. Iets doen, aksie neem, nie net sit en mou nie net sit en wys hoe slim jy is, want jy kan die fout uitwys nie, maar om iets te doen aan die fout, aan die probleem, aan die uitdaging, aan die vullis wat so lê daar by die veldjie, want almal gaan gooi dit nou daar, aan die pyp wat lek en almal gaan môre so in die water wees, aan die môre voor die, julle weet waarvan ek praat. For Dr. King, it was never prayer or activism. Dit kan nie studies of gaan werk vir die gemeenskap wees nie. Sy kan studeer en nog iets doen in die gemeenskap. It was never for Dr. King being in God or doing something for God. It was never missional engagement with the world or contemplation of the presence of God within. Wag, ek is goed besig om te mediteer. Ek kan nie nou iets doen nie. Ek kan nie nou nie, ek mediteer. Jy kan ons mediteer, jy kan ons bid. Jy kan ons 'n stilte oomblik hê en dan daarna kan jy vir jouself sê, nou gaan ek opstaan en iets doen. En dan haal Dr. Barton vir Dr. King aan wat gesê het, life at its best is a creative synthesis of opposites in fruitful harmony. Moenie worry oor hy Engels nie, ek het myself vir Google gevra, wat sê hulle? En as ek dit dan nou probeer vertaal, dan sê dit heel eenvoudig, dat iets niets kan ontstaan uit die samevoeging of samevatting van wat vir nou miskien as oppositie tot mekaar of teenoorgesteldes beskou word. And finally, sê Dr. King, in your life's blueprint must be a commitment to the eternal principles of beauty, love and justice. Ek het die video so baie gekyk al, ek naap hom ook al glad. Don't allow anyone to pull you so low as to make you hate them. Don't allow anybody to cause you to lose your self-respect. Hulle sê baie keer, ek weet nie wat mense in die kerk mag sê nie, as jy met 'n dom persoon staan en argue, dan weet die mense wat bygaan nie, wie is nou eintlik die dom ene nie. So moenie argue met 'n dom persoon nie. Moenie dat hy 'n beskofte mens vir jou self-respect laat verloor, dan vloek jy ook terug nie. Nee. Now, there are many constructive things that we can all do, and we must not give ourselves to those things which will not solve our problems. And so our slogan must not be burn, baby, burn, said Dr. King, but learn, baby, learn, so that we can earn, baby, earn. 'n jaar of 2 of 3 gelede was daar by 'n ander kampus op hierdie dorp geboue wat afgebrand word. Burn, baby, burn. Biblioteek, boeke, alles. Maar hoe gaan dit? Sy is mos nie daarom te swat as jy so maak nie. Sy is mos nie daarom 'n verskil in jou gemeenskap te gaan maak as jy so aangaan nie. Hier is my laaste gedagte. Die mense, diegene, die partye, die lande, die individue, die organisasie wat tans, om dan uit die woord aan te haal, stry oor woorde wat gemaak het dat ons nou in die situasie is waarmee ek vanoggend begin het. Hulle kan uiteindelik nader aan mekaar kom indien hulle bereid is om hulle self te verbind tot Dr. King se creative synthesis of opposites in fruitful harmony. Maar ek wil vir julle vanoggend met hierdie tweeledige uitdaging laat. Wat is jy bereid om te doen om Suid-Afrika weer internasionaal en seker maar hier by ons self ook en in Afrika geliefd te maak? En dan tweedens wat vir my eintlik belangriker is, wat is jy bereid om te doen om landsburgers, afgesien van hul stand in die gemeenskap, hul welvaart, hul kultuur, hul etnisiteit of bevoordiging te help om weer lief vir mekaar te wees? What is your life's blueprint? Het Dr. King gevra. Vanoggend wil ek vra, wat is die blauwdruk van jou lewe?
waarmee jy van die oomblik af 'n verskil gaan maak. Baie dankie.